Goeiedag, ek is Loot Jooste en ek groet u vanuit Olifantshoek in die Noord-Kaap. Ek groet u in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons sluit die oë en dan nader ons tot God in gebed. Almagtige Hemelse Vader, in die naam van Jesus Christus ons Here, kom ons in diepe afhanklikheid van u genade tot u. Ons loof en prys u heilige naam in dankbaarheid vir al die onverdiende goedheid in ons lewens. Ons dank u vir die wonderlike voorreg om vandag weer 'n boodskap uit u onfeilbare woord met mekaar te kan deel. Ek vra dan ook nou dat u Gees die woord vir elkeen van ons verstaanbaar sal maak. Wees u self ons gasheer en prediker. Amen. In die Christelike etiek en Bybelse beskouing word saambly sonder die huwelik met die genieting van die seksuele voorregte as sonde beskou, omdat God geskikte seks net binne die verbintenis van die huwelik tuis hoort. Ongetroude paartjies loop die huwelik vooruit sonder 'n openbare belofte, ongeag voor God of volgens amptelike wette van 'n land. Deur saam te bly met seksuele voordele, leef 'n paartjie dus soos getroudes, sonder om regtens, dit wil sê volgens die landswette en voor God, 'n permanente verantwoordelikheid vir mekaar te aanvaar. Saambly bied 'n uitweg sonder 'n amptelike egskeiding, wat beteken dat die verhouding nie gebou is op 'n onvoorwaardelike blywende belofte nie. Die Bybel leer dat 'n gelowige mens se liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is en dat God se reëls gehoorsaam moet word om in 'n rein verhouding met hom te staan. Die Bybel leer verder dat 'n man en vrou eers deur die huwelik een vlees word, wat 'n permanente en Godgegewe verbond is. Die Bybel gebruik terme soos hoerery, seksuele sondes, seksuele losbandigheid en seksuele onsedelikheid, wat kom van die woord porneia, om enige seksuele verhouding buite 'n wettige huwelik tussen een man en een vrou te beskryf en te verbied. 1 Tessalonisense 4:3 skryf Paulus: God wil hê julle moet lewe voltyds aan hom wy. Moenie deel hê aan enige seksuele sondes wat teen God se wil indrys nie. In Hebreërs 13:4 sê die Hebreërskrywer: mense wat getroud is, moet die huweliksband respekteer en mag nie rondslaap nie. God self sal afreken met mense wat rondslaap of seksueel verkeerde dinge doen. En om seks voor die huwelik te hê, is seksueel 'n verkeerde ding om te doen. En daarom sê God, sal hy met dit ook afreken, met die persone wat dit bedryf. Teoloë en gelowiges wys daarop dat saambly van verliefde paartjies die mense blootstel aan emosionele seer, die skending van persoonlike heiligheid en 'n verswakking van die waarde wat aan die huweliksverbintenis geheg word. Tot sover ons inleiding en 'n bietjie hersiening van verlede week. Die gevaar van saambly tussen heteroseksuele verliefde of verloofde paartjies met seksuele voordele asof getroud, het verrykende ewigheidsgevolge vir beide partye wat daarbey betrokke is. Ek gee dit weer vir u, want dit is belangrik dat u sal kennis neem van hierdie feit dat dit ook gaan oor ewigheid. Die gevaar van saambly tussen heteroseksuele verliefde of verloofde paartjies, of selfs paartjies wat net in vriendskap as gewone vriende saambly met seksuele voordele asof hulle getroud is, het verrykende ewigheidsgevolge vir beide partye wat daarbey betrokke is. Hierdie boodskap is nie 'n boodskap van veroordeling nie. Dit is waarskuwend tot redding en verlossing. Om te sê jy is 'n Christen, beteken jy is 'n volgeling van Jesus en daarom is jy gehoorsaam aan dit wat jou meester jou beveel om te doen en nie te doen nie. As jy teen God se voorskrifte handel en volhard daarmee, bedroef jy God
soos wat die mense van die ou tyd God bedroef het. Genesis 6 vers 5 tot 7. Die Here het gesien dat die mens sleg was. Alles waaraan hy gedink of beplan het, was deurtrek van boosheid. Toe het die Here spyt gekry dat hy die mens gemaak het. Sy hart was seer. Op 'n dag het die Here God toe gesê: Ek gaan alles op aarde verwoes, die mense wat ek gemaak het, asook die diere. Ek is bitter jammer dat ek ooit mense en diere gemaak het. Efesiërs 4 vers 30. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die dag van verlossing. Ons moet onthou dat wanneer Paulus sy briewe skryf hy dit nie aan enige iemand nie. Hy skryf dit spesifiek aan Christene. En ek praat vandag hier spesifiek met Christene wat saam bly in hoerery. Die Heilige Gees word bedroef en uitgeblus wanneer ons sê dat ons Christene is, maar nie lewe tot eer van God nie. Ons bedroef die Heilige Gees deur leuns, oneerlikheid, woede, begeerte om wraak te neem, diefstal, ander mense te haat, vuil taal te gebruik, verbale mishandeling ensovoorts. Ons bedroef ook die Heilige Gees as ons betrokke is by enige iets wat deur God gehaat word, soos egbreek, wat die volgende insluit: seksuele onreinheid, twyfelagtige seksuele praktyke en seksuele losbandigheid. Wanneer 'n mens mekaar liefhet, wil jy net die beste vir daardie persoon hê, al kos dit ook opofferinge. Hier is die eerste krisis. Indien jy saam bly in 'n heteroseksuele verhouding met seksuele voordele asof getroud, lieg die lede van die saamwonende verliefdes vir mekaar. Solank jy saam bly asof getroud, is daar geen liefde vir mekaar nie, en is julle saam bly in groot leuen teenoor mekaar. Hoekom? Want jy wil nie die persoon wat jy lief het saam met jou hel toe sleep nie. Solank julle saam bly, soos die Bybel dit noem hoerery, kan julle dit onmoontlik doen uit liefde vir mekaar. Die uiteinde van so 'n leefwyse van volharding in die sonde van saambly in seksuele losbandigheid is net die hel. Indien julle sou te sterwe kom, terwyl julle nog vasgevang is in hierdie bose verhouding. As jy lief is vir jou verloofde of jou geliefde, wil jy, soos ek van tevore gesê het, nie die beste vir daardie persoon nie. En wat is die beste? Die ewige lewe saam met God. Jy wil nie die oorsaak wees dat jou persoon, jou geliefde aan wie jy jou liefde betuig oor en oor, jy wil nie die oorsaak wees dat daardie persoon hel toe gaan saam met jou nie. Daar is geen liefde as jy volhard in hierdie saambly met seksuele voordele nie, asof jy getroud is nie. Ek wil vandag vir diegene wat in hoerery saambly net die volgende sê: jy lieg vir jou maat, want jy verwar welis met liefde, en is daar geen liefde vir jou in jou maat nie. Jy is selfsugtig, want jy dink net aan jou eie vreeslike bevrediging. Die eie ek is jou God. As jy volhard in jou saambly en die seksuele daad beoefen met jou geliefde, is jy sonder Jesus. Jesus is nie teenwoordig in daardie verhouding nie. Julle moet onmiddellik breek met daardie onheilige, vleeslike, wellustige daad van saambly. En baie bekende prediker in Suid-Afrika, maar ook eintlik wêreldwyd, het na 'n gesprek wat ek met hom gehad het oor 'n teologiese aspek waaroor mense drasties verskil, aan my die volgende gesê: Loot, ons weet nie wanneer is dit die einde van ons aardse bestaan nie. Ons moet net sorg dat wanneer ons lewe hier voltrek word, ons die ewige lewe beerwe. 'n Predikant van 'n gemeente in Kimberley het een Sondag tydens 'n diens wat ek ook bygewoon het, die lewe kragtig en kernagtig saamgevat toe hy gesê het: jy kan probeer lewe sonder Jesus. Maak net seker jy sterf nooit sonder hom nie. En as jy in 'n seksuele verhouding betrokke is jy saambly en jy beoefen seksualiteit, immorele seksualiteit asof jy getroud is Jesus verseker nie saam met julle nie.
Paulus waarsku Christene in Galasië baie duidelik, wanneer hy in Galasiërs 5 die volgende sê: Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees, maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die eendag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van God probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. 'n Mens kan duidelik sien watter mense gekies het om deur hulle sondige begeertes oorheers te word. Hulle doen mee aan die verskriklike seksuele sondes. Ek waarsku julle soos ek julle al van tevore gewaarsku het, om nie soos hierdie mense te lewe nie. Onthou, mense wat so lewe, sal nooit 'n plek kry in God se nuwe koninkryk nie. Mense wat saam bly met seksuele voordele asof getroud, sal nooit 'n plek kry in God se nuwe koninkryk nie. Soos wat daai tyd gegeld het, toe Paulus hierdie brief geskryf het, geld dit vandag nog. Ek haal vir julle aan die brief van Paulus aan die Christene in Rome, by 1 vers 18. God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Hulle het altyd verskonings oor hoekom hulle dan nou verkeerde dinge doen. Hoekom die dinge wat hulle doen reg is, terwyl hulle weet dit is verkeerd. Hoeveel verskonings het Christenpaartjies wat saam bly nie om hulle sondige leefwyse te probeer regverdig nie. Ons is lief vir mekaar, ons gaan tog trou, seker die mees algemene ene. Dit is die groot leuen. Soos ek reeds gesê het, mense wat lief is vir mekaar, bly nie saam nie. Onthou ook die volgende: between the cup and the lip, there is many a slip. Jy kan nie sê, julle gaan met mekaar tog trou nie, want jy ken nie die toekoms nie. Die lewe is so duur, ons kan spaar en 'n beter lewe lei. Volgende ene, en ek hou van hierdie ene wat hulle altyd voorgee. Ons leef nie in hoerery saam nie. Ons slaap elkeen in ons eie bed. Dit mag waar wees, maar twee probleme met hierdie geuite antwoord. Nommer 1, jy as Christen moet in hierdie lewe so leef, dat jy die lig van Jesus Christus uitdra in 'n donker wêreld. Ongetroudes wat saamleef in hoerery, kom oor die hele wêreld voor, onder Christene sowel as nie-Christene. Watter voet het jy as Christen om op te staan wanneer jy 'n ongelowige vriend of familielid moet konfronteer met die ewige lewe, terwyl jy en jou geliefde saam bly, al beoefen julle nie buite-egtelike seks nie. Dit gaan hier oor die persepsie wat jy as Christen uitstuur die wêreld in. Saam bly veronderstel hoerery, en daardie persepsie mag nooit deur Christene die wêreld ingestuur word nie. Hoeveel saamblyers het saam hulle eie biologiese kinders? Kyk maar net hoe spog die elite, veral van die vermaklikheidswêreld, oor hulle buite-egtelike kinders op sosiale media. Die tweede probleem met die antwoord dat julle saam bly maar nie in hoerery nie, vind ons in 1 Korintiërs 6 vers 18 tot 20 waar Paulus die Korintiërs waarsku. Vlug dus weg van seksuele losbandigheid. Geen ander sonde beïnvloed 'n mens se liggaam so direk soos hierdie een nie. Want as jy seksuele losbandigheid bedryf, sondig jy teen jou eie liggaam. Of verstaan julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle woon en deur God aan julle gegee is nie? Julle behoort nie aan julleself nie, want julle is teen 'n duur prys gekoop. Daarom moet julle God met julle liggame verheerlik. Jy verheerlik nie God met seksuele losbandigheid in 'n gesaambleiery nie. Jy is deel van, soos die Bybel dit stel, die duiwelse kinders. Vlug weg van seksuele losbandigheid beteken om onsedelikheid aktief te vermy. Ek wil dit weer vir julle gee. Vlug weg van seksuele losbandigheid beteken om onsedelikheid aktief te vermy. Jou liggaam as tempel van God te beskou en te leer uit Bybelse voorbeelde soos van Josef, toe hy weggevlug het van Potifar se vrou wat hom wou verlei het om saam met haar te gaan slaap. Moenie met versoeking speel nie. Die versoeking van die Satan om jou en jou maat te verlei om oor te gaan tot die daad van seksuele losbandigheid is magtig. Die duiwel is nie almagtig nie,
maar hy is magtig. Jy kan by die beste intensies in 'n saamblyverhouding ingaan, maar hiermee gee jy die Satan 'n kans om soos 'n brandende leeu julle die een of ander tyd in seksuele losbandigheid te verslind. Paulus waarsku die jonge Timoteus in 2 Timoteus 22 vers 22a. Vlug vir enige iets wat jeugtige drange aanwakker. Spits jou daarop toe om reg voor God te lewe. En as jy saam bly met jou geliefde, en of jy nou seksuele immoraliteit bedryf of nie, dit is nie reg voor God nie. 2 Timoteus 2 vers 25. Julle moet die wat die waarheid teenstaan, dit wil sê, hy wat nie lewe soos God wil nie, moet jy sagmoedig onderrig. Miskien sal God daardie mense se harte verander en sal hulle die waarheid leer ken. Die tragedie is, baie van hulle ken die waarheid, maar hulle weier om so te lewe. Dan sal hulle tot hulle sinne kom en uit die duiwel se stryk ontsnap, want hulle word deur die duiwel gevange gehou om net te doen wat hy wil hê. Hierdie twee skrifgedeeltes is so van spelsprekend dat selfs 'n graad 1 kind dit sal verstaan. Moenie die duiwel toets nie. Hy gaan jou vang. Dit is nie God se wil dat julle saam bly nie. Al beweer julle wat verliefdes en verloofdes is, dat julle nie seksueel aktief is in julle saambly nie, gaan die Satan nie rus voordat hy julle in sy greep het nie. Die dag as julle kies om as verliefdes en verloofdes by mekaar in te trek, saam te bly, gee jy vir Satan 'n vasdrapplek in jou lewe. Seksuele losbandigheid. Maak nou nie saak of dit met 'n saambleiery gepaard gaan, of net 'n one night stand, of 'n pornografiese verslawing, of selfs prostitusie is nie. Dit van selfsprekend word nie as onvergeeflike sonde geag nie. Dit is nogal goeie nuus. Christene wat seksuele losbandigheid beoefen, weet dat dit wat hulle doen teen die wil van God is. Die waarskuwende stem van die Heilige Gees waarsku hulle daarteen. Vandaar die skuldige gevoel van skuldbesef altyd. Indien die waarskuwende stem van die Heilige Gees geïgnoreer word en daar in volharding met seksuele losbandigheid voortgegaan word, loop die persone wat dit beoefen die gevaar om in die hel te beland as hulle nie breek met hulle sondige leefwyse voordat hulle lewe op aarde beëindig word nie. Buiteegtelike seksuele sondes val onder die 7de gebod wat sê, jy mag nie egbreek pleeg, of soos ons dit in die boodskapvertaling aantref, jy moet nie ontrou wees aan jou man of vrou en by iemand anders slaap nie. Soos reeds gesê is egbreek 'n ernstige oortreding. Dit is egter nie 'n onvergeeflike sonde nie. Omdat God liefde is en sy skepsels baie liefhet, wil hy die seksueel losbandiges nie straf nie. Maar aangesien God ook regverdig is, moet hy die sonde van egbreek en seksuele losbandigheid insluit, moet hy dit straf. Omdat die sonde in die mens is, sou alle egbrekers dus reg het hel toe gegaan het as God hulle gestraf het. Maar omdat God barmhartig is, het hy sy eniggebore seun Jesus Christus aarde toe gestuur om vir alle sondaars se sondes aan die kruis op Golgotha te betaal deur sy lyding en sterwe. Johannes 3 vers 16. God het die mensdom, en dit sluit in seksueel losbandiges, so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daar aan die kruis op Golgotha het God Jesus sonde gemaak, toe die wêreld se sonde, ook die van die seksuele losbandiges, op Jesus die sondelose laat afkom het. Jesus het daar gesterwe na ernstige lyding aan die kruis en is begrawe. Na 3 dae is Jesus uit die dood deur God opgewek as oorwinnaar oor die dood, die sonde en die Satan. Deur Jesus se kruisiging, sy sterwe en opstanding, is daar verlossing vir elke oortreder van die 7de gebod. Elke seksueel losbandige en egbreker. Verlossing van sonde vir elke sondaar wat in geloof deur die leiding van die Heilige Gees en opregte berou na God kom om vergifnis van sonde. Elkeen van ons het die geleentheid om na God te gaan en om vergifnis van sonde te smeek. Wil jy vandag
onder leiding van die Heilige Gees jou lewe oorgee aan God, om 'n nuwe lewe sonder seksuele losbandigheid en ander sondes tot eer van God te begin leef? As dit is wat jy wil doen onder leiding van die Heilige Gees, erken dan nou dat jy sonder die Here Jesus 'n verlore sondaar op pad hel toe is en dat jy Jesus nodig het as jou verlosser. Bely jou sondes teenoor God. Vra hom om vergifnis daarvoor deur die kruisdood, sterwe en opstanding van die Here Jesus. Vra dat God die Vader jou sondes sal vergewe. 1 Johannes 1 vers 9 is daar vir ons 'n uitnodiging. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. God is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtighede. Handelinge 8 vers 12. Maar oor hulle ongeregtighede sê God, sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie. Bekeer jou van jou verkeerde weë. Draai weg van hierdie sondige lewenswyse van seksuele losbandigheid. En baie belangrik, breek permanent daarmee. Laat staan hierdie sonde en hierdie sondige lewenswyse wat strydig is met die wette, verordeninge en wil van God. Spreuke 28 vers 13. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees van God nie. Wie sy sondes bely en daarvan afsien, dit wil sê daarmee permanent breek, sal genade ontvang. Gee jou lewe oor aan God. Vra God om jou lewe te kom regeer en om beheer oor jou lewe te neem. In Openbaring 3 vers 20 sê Jesus, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom of haar ingaan en saam met hom of haar die feesmaal hou en hy of sy saam met my. Glo dat Jesus se kruisdood en opstanding genoegsaam was vir God om jou sondes van egbreek en seksuele losbandigheid en alle ander sondes te vergewe, om jou aan te neem as kind van God en om aan jou die geskenk van die ewige lewe te gee. Romeine 10 vers 10 en 13. Met die hart glo ons en word vrygespreek van ons sonde, en met die mond bely ons en ons word gered. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. As u nou u lewe aan God wil oorgee, deur permanent te breek met u sondes en spesifiek u sondige lewenswyse van seksuele losbandigheid en sodoende die ewige lewe as gratis geskenk van God wil ontvang deur geloof in Jesus Christus alleen, bid dan die volgende gebed agter my aan. Maar ek moet u waarsku, doen dit net as u waaragtig wil breek met u sondes en sondige lewenswyse, spesifiek die een van saambly asof getroud met die beoefening van seksuele losbandigheid. Onthou, die Bybel vertel vir ons baie duidelik, God laat nie met hom spot nie. Ek gaan vir u voor in gebed. Almagtige God, ek kom onder leiding van die Heilige Gees in die naam van Jesus Christus na u toe. Ek erken dat ek 'n verlore sondaar is, as gevolg van my sondige lewenswyse van seksuele losbandigheid, wat beoefen word deur my en my geliefde, as gevolg van ons saamblyery asof ons getroud is. Ek erken dat ek vasgevang is in die sonde van die oortreding van die 70 gebod. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha ook vir hierdie sonde van my en ook vir al my ander sondes betaal het met sy kruisdood. Ek glo in sy opstanding uit die dood, deur u bonatuurlike kragte as oorwinnaar oor die dood, sonde en Satan. Ek neem Jesus aan as my verlosser en gee aan u die volle beheer van my lewe oor. Ek het berou oor my seksuele losbandige saamblyery met my geliefde. Ek bely dit vandag voor u en vra dat u dit in elkeen van my ander sondes sal vergewe. Ek vra dat u my sal reinig met die bloed van Jesus. Help my deur die werking van die Heilige Gees om weg te draai van my sondes, om permanent daarmee te breek en ook permanent te breek met die saamblyery met my geliefde.
Laat my deur die werking van die Heilige Gees U volg vir die res van my lewe. Ek bid ook dat die Heilige Gees my geliefdes sal lei om te verstaan hoekom ons nie langer kan saam bly nie. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe wat ek nou het. Amen. As hierdie gebed wat jy nou gebid het, die begeerte van jou hart is, kyk wat sê die Bybel daarvan in Johannes 1 vers 12. Aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Jy moet nou jou geliefde vertel dat jou lewe deur God beheer word en dat daar verdere saambly en seksuele losbandigheid nie meer 'n opsie in jou lewe is nie. Jesus leer ons in die Bybel dat sy volgelinge, die Christene, hom bo alles moet lief hê, selfs bo hulle eie gesin en geliefdes. Soms beteken dit vervolging of verandering van verhoudings wanneer 'n mens van gehoorsaamheid teenoor God word. Wanneer jy kies in jou lewe om gehoorsaam aan God te wees. Gee vir u 'n uittreksel uit Matteus 10 vers 35 tot 39. Jesus self is aan die woord wanneer hy sê: dit is nie altyd lekker om 'n Christen te wees nie. Daarom moet jy goed weet wat vir jou die belangrikste is. Dit moet julle self, die oomblik toe ek gekom het die verhoudinge tussen mense gespanne begin raak. Dit moet julle besef. Die oomblik toe ek gekom het die verhoudinge tussen mense gespanne begin raak. Selfs die intiemste verhouding het begin verkrummel. Ek moet altyd vir jou die belangrikste in jou lewe wees. Ja, alles gaan oor wie of wat vir jou die belangrikste is. Wie egter bereid is om aardse opofferings te maak, omdat hy my bo alles liefhet, sal ontdek wat dit beteken om werklik te lewe, sover die uittreksel. As jy die sondepad van saambly en die gepaardgaande lewe van seksuele losbandigheid kies, bo die lewe van apart bly sonder buiteegtelike seks, is jy Jesus nie waardig nie. Die geliefdes moet kies vir Jesus of teen Jesus. Daar is geen ander keuse nie. Hemel of hel, die keuse is julle sin. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, ontvang ons dank vir hierdie kosbare paar minute saam om u woord. Here, dit is my gebed dat hulle wat sukkel om te breek met die sonde van egbreek, waaronder ook saambly met seksuele voordele asof hulle getroud is, dat hulle tot hulle sinne sal kom en permanent daarmee sal breek. Dankie vir hulle wat vandag tydens hierdie paar minute saam alreeds daarmee gebreek het. Hulle wat alreeds vir u om vergifnis daarvoor gesmeek het. En dit is my gebed, Here, dat hulle sal help om ook hierdie nuus, dat hulle verander het, dat hulle nie meer in sonde kan saambly nie, dat hulle sal sterk om daardie nuus aan die geliefde te gaan oordra. Heilige Gees, wil jy elkeen krag gee om staande te bly teen die magtige aanslag van die Satan, die groot verwoester van verhoudings met u. Ek bid dit in die naam van Jesus die Christus, die naam bo alle name, die enigste naam wat ons gegee is om na u te kom. Amen. Vir hierdie boodskap is verskeie skrifgefundeerde artikels op Google gebruik, asook my eie ondervindinge. Tot 'n volgende keer, mooi loop. Pas op vir die rooi ligte van egbreek en saambly in seksuele losbandigheid. Ons praat weer.